Kom ons raak nou stil voor die Here en in ons ontmoeting met hom dink ons aan die besondere oproep en gebed van die apostel Paulus wanneer ons die Here ontmoet. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en hoe onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie het as sy raadsman opgetree? Of wie het eers gawes aan hom gegee vir wie hy dit sou moes vergoed? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom kom die heerlikheid vir ewig toe. Amen. Ons vra die vraag van Psalm 121 in ons votum. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En dan verklaar ons almal saam, my hulp, ons hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Ontvang nou dan die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 48, vers 4 en 5. Psalm 48, die 4de en die 5de vers, waarna ons saam ons geloof bely, die 12 artikels, en dan direk daarna sing ons Psalm 75, vers 1 en 4. Psalm 48, vers 4 en 5, 12 artikels, en dan Psalm 75, vers 1 en 4. Ons bely in ons harte saam ons belydenis. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood,
opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister nou met die nodige eerbied na die wet van die Here wat hy vir ons gegee het in Eksodus 20. En dit is belangrik, broer en suster, dat ons ook ons liturgie partykeer baie mooi en goed verstaan. Partykeer hardloop ons deur die liturgie en ons verstaan nie hoekom dit so is nie. Maar dit het bepaalde betekenis. Elke liturgiese moment binne in ons erediens het 'n bepaalde plek en 'n bepaalde wyse waarom dit so is. So byvoorbeeld, ons bely eers ons geloof en daarna luister ons na die wet. Daar is ander kerke wat eers die wet eerste stel en daarna die geloofsbelydenis. Maar die rede hoekom ons eers die geloofsbelydenis doen, is ons bely ons geloof, ons redding. En die geloofsbelydenis roep ons op tot dade van dankbaarheid. Nie om verlos te word. Want ons het reeds bely in die 12 artikels, ons is verlos. En nou sê die geloofsbelydenis, maar hoe moet jy vir jou verlossing dankbaar wees? En dan kom die wet, wat ons spieël, ons sonde, maar wat ook die riglyn is, hoe ons uit dankbaarheid tot eer van ons Here moet lewe. Kom ons luister dan nou na die wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, jy en jou seun, jou dogter, jou slaaf, slavin, of jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus.
Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Ons sing nou as antwoord Psalm 103 vers 2 en 3. Ons ewige God, ons dank en ons loof U dat ons voor U heilige troon kan nader. Dat ons kan weet, volgens U belofte, waar 2 of 3 in U naam vergader, daar U ook teenwoordig is. En daarom is dit nie maar net 'n byeenkoms, net 'n samekoms nie, maar hierdie inderwaarheid 'n ontmoeting met die heilige God. En daarom het ons voorberei om U te ontmoet. In die week alreeds, om te kan sing dat ons bly is, verheug is toe ons die geluid gehoor het, kom, laat ons optrek hier vandaan, om na die Heer se huis te gaan. Ons dank U, Here, dat ons kan weet, dat U ook, waar U kinders by mekaar is, dat U ook teenwoordig is. En dit is nou maar 'n leë samekoms is nie, maar dat ons, wanneer ons hier kom, U seën ontvang in die erediens. En as ons hier uitstap, dan stap ons uit met U seën die week in. En wie kan sonder U seën lewe? Daarom, al kom ons dan net na die erediens om deur U geseën te word om die week se werksaamhede aan te gaan,
dan des te meer is ons geroep om hier te kan wees. Ons dankie vir die vreugde wat U ons gee in ons lewe. Ons dankie vir die seëninge wat U so onverdiend aan ons skenk, ook ons gemeente. Soveel seëninge, soveel genade, soveel goedheid wat U ons gee. Ja, wanneer ons treur, wanneer 'n geliefde uit ons midde weggeneem word deur die dood, dan treur ons, maar nie soos mense wat nie hoop het nie. Dan treur ons juis deur die trane, is daar ook trane van vreugde. Omdat U ook die dood 'n deurgang gemaak het na die ewige lewe. En hulle wat in U sterwe, juis hierdie heerlike toekoms ook het. Ons dankie dat ons dit ook hierdie week kan belewe. Ons dankie ook vir vreugde van geboorte. Want Here, U gee en U neem. U skenk ook nuwe lewe, die wonder daarvan. U gee ook die wonder van liefde vir ons. Dat ons ook mekaar so kan lief hê in die verloving, uitsien na die troue. Dit kom alles uit U hand uit. Ons loof en ons dankie daarvoor. Vir U goedheid, vir U genade. En ons dankie vir U woord. Dat ons ook hier by mekaar kan wees om getroost te word deur U woord. Versterk ons dan ook deur die verkondiging daarvan, sodat ons met die uitleg daarvan ook weer U goedheid, U genade, U barmhartigheid sal besef. Dra U kerk deur die hele wêreld, dra die verkondiging van die woord, waar dit gebring word ook vandag, dat dit tot versterking kan wees, maar dat daar ook bekering kan wees, sodat die getal van die uitverkorenes vol kan word, en ons met vreugde kan roep, kom Here Jezus. Ja, kom gou. Dit vra ons in Sy naam. Amen. Ons lees twee skrifgedeeltes, broers en susters. Tema van ons prediking vanoggend is dan Jesus Christus is die enigste ware herder wat ons lei na die ewige velde van rus. En dit juist troos en bemoediging as jy sien of dink dit gaan goed met die goddelose. Ons lees Psalm 49 vers 11 tot vers 21 en dan die tweede gedeelte is Johannes 10 vanaf vers 7 tot 21 en ek lees dit uit die 2020 vertaling. Psalm 49 vanaf vers 11. 'n Mens sien immers dat wyse mense sterf saam met die dwaas en die onverstandige vergaan hulle en laat hulle besittings aan ander na. Hulle graf is hulle tuiste vir altyd, hulle woning van geslag tot geslag. Hulle noem stukke grond na hulle self, maar 'n mens met skatte is nie blywend nie. Hy is net soos die diere, hulle gaan ten gronde. Dit is hulle lewenspad, die wat vol selfvertroue is, hulle einde, die wat van hulle eie uitsprake hou. Soos kleinvee is hulle vir die doderyk bestem, die dood is hulle herder, teen die môre heers opregtes oor hulle liggame is bestem vir vertering deur die doderyk, ver van hulle indrukwekkende wonings. Maar God sal my lewe vrykoop uit die mag van die doderyk. Ja, hy sal my wegneem. Moenie bang wees as iemand ryk word, as hy die rykdom van sy huis vermeerder nie. Want hy sal niks daarvan in sy dood saamneem nie. Sy rykdom sal hom nie na benede volg nie. Al wens hy in sy lewe homself geluk en sê, hulle moet jou prys, want jy doen goed vir jouself.
sal hy by sy voorgeslagte aankom. Vir ewig sal hulle die lig nie sien nie. Maar 'n mens met skatte het nie insig nie. Hy is net soos die diere. Hulle gaan ten gronde. Teksverse vers 15. Soos klein vee, dit is die psalmdigter Koragiete wat hier sing oor dit wat gebeur met die goddelose. Soos klein vee is hulle vir die doderyk bestem. Die dood is hulle herder. Teen die môre heers opregtes oor hulle. Hulle liggame is bestem vir vertering deur die doderyk, ver van hulle indrukwekkende wonings. En dan lees ons Johannes 10, die uitspraak van ons Here Jesus Christus. Johannes 10 vanaf vers 7 tot 21. Jezus het toe weer gesê, Amen, Amen, ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, die skape het egter nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgang en veiding vind. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Die huurarbeider wat nie 'n herder is nie en aan wie die skape nie behoort nie, sien die wolf kom, los die skape en vlug. En die wolf vang en verjaag hulle, omdat die man 'n huurarbeider is en nie vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en my eie ken my, net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het ook ander skape wat nie van hierdie kraal is nie, hulle moet ek ook lei, en hulle sal na my stem luister, en daar sal een kudde wees, en een herder. Om hierdie rede het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, sodat ek dit weer kan opneem. Niemand neem dit van my af weg nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het volmag om dit af te lê, en ek het volmag om dit weer op te neem. Hierdie opdrag het ek van my Vader ontvang. Oor hierdie woorde het daartoe weer verdeeldheid onder die Jode ontstaan. Baie van hulle het gesê, hy het 'n demoon en is kranksinnig, waarom luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van iemand wat 'n demoon besete is nie. 'n Demoon kan tog nie blinde se oë oopmaak nie. Ons teksverse dan uit Psalm 49 weer, oor die goddelose, soos klein vee is hulle vir die doderyk bestem. Die dood is hulle herder, en die môre heers opregtes oor hulle. Hulle liggame is bestem vir vertering deur die doderyk. En dan Johannes 10, die 11de vers. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Hierdie ek is die goeie herder is een van wat ons noem in Grieks die ego eimi uitsprake van Christus. Ek is wat ek is, die wyse waarop die Here hom aan Moses bekend gemaak het. En dan kom Christus met hierdie uitsprake, ek is die brood van die lewe, ek is die goeie herder, en al hierdie ek is uitsprake is dan uitsprake wat ons kan sê, goddelike uitsprake is 'n teken dat hy waarlik ook God is. Geliefde broers en susters, partykeer sê predikante broers en susters en kinders, maar ons kinders moet besef, hulle is ook broers en susters. Hulle is nie anders as 'n broer en 'n suster nie. Hulle is ons klein boeties en klein sissies. Maar hulle is ook ons broers en ons susters. So die kleintjies moet dit onthou, as die dominee sê broers en susters, dan beteken dit hulle ook. Ons praat met julle ook. Baie gelowiges het 'n kwelvraag, waarom gaan dit so goed met die goddelose? En dit is so.
Hulle kom weg met omkopery, hulle kom weg met bedrog, met skelmstreke, met korrupsie. Hulle benadeel ander deur hulle eie belange en hulle gierigheid voorop te stel. En daarom hierdie kwelvraag by baie gelowiges, waarom gaan dit goed met die goddelose, maar die regverdige moet baie keer so sukkel? So baie teëspoed, so baie swaar beleef, dan lyk dit so asof die goddelose 'n sorgvrye lewe het. Wil jy regtig weet? Kom ons stap dan die pad van Psalm 49 en Johannes 10. En dan kyk ons in die woord van die Here. Wat is die antwoord op hierdie kwelvraag? En in hierdie twee skrifgedeeltes kry ons dan 'n skerp teestelling in 3 opsigte. Ons kry hier 'n teestelling tussen 2 herders, 2 kuddes en 2 weivelde. Ons gaan eerstens dit wat Psalm 49 vir ons sê oor, wat sê Psalm 49 oor die herder, die kudde, die weiveld. En daarna gaan ons na Johannes 10 toe en vra die vraag, wat sê Johannes 10, ons Here Jesus, oor die herder, die kudde en die weiveld. In die eerste plek dan, die eerste groep van Psalm 49, herder, kudde, weiveld. Die psalmdigter maak dit baie duidelik, die Koragiete, dat die dood is die herder van die een groep. Dit is die mense wat nie hulle vertroue op die Here stel nie, maar hulle vertroue stel op voorspoed, die geluk van die wêreld. As jy nou Psalm 49 lees, dan is het amper so asof ons dit sien vandag. Geboue wat na mense vernoem word, wat die beheerse mense was in die verlede. Hulle woninge wat hulle bly. Al hierdie dinge wat Psalm 49, sonder dat ek dit nou weer gaan voorlees, Psalm 49 sê, is beskrywend van die goddelose wat op hulle eie vermoëns en hulle eie skelmstreke vertrou. Hulle eie vernuf en op hulle eie gode. En nou sê die Koragiete in Psalm 49, die dood is hulle herder. Die dood. Die dood wat sy herderlike taak nie van ewigheid af besit het nie. Maar met die sondeval het die dood skrikwekkend op die voorgrond getree. Hy is die herder van verskrikking, hierdie herder, hierdie dood. En dit is die konklusie waartoe die Koragiete in hierdie psalm kom, gelei deur die Heilige Gees wat in hulle werk. U sien dus, hierdie digter, wat sê van die Koragiete, hierdie digter het geworstel met hierdie vraag van baie mense deur baie eeue. Hierdie vraag wat ook dikwels in die hart van die kind van die Here voorkom. Waarom gaan dit goed met die goddelose? Waarom het die goddelose soveel voorspoed? Waarom moet die vromes soveel lyding ondergaan? Nou kom hulle met die antwoord, maar kyk 'n bietjie, wie is die herder van hierdie mense? Die dood. Wil jy graag hom as jou herder hê? Want let op, hy sê ook, hoe is hierdie kudde? Hoe lyk hierdie kudde? Hierdie kudde is 'n wanordelike, onwillige klomp skape wat die een op die ander trap en die een en die ander vertrap. Niemand sien verander enige voorspoed of lig nie. Elkeen kies sy eie koers, hou op sy eie vermoëns en sy eie kragstaat. En gewoonlik is dit so dat in die Bybel
veral die psalms, word die goddelose as 'n trop bokke beskou, maar hier opsetlik op skape, in die sin van die gebrek aan wilskrag. Maar eintlik meer, hier kom die diepte van God se ewige uitverkiesing na vore. Hier op aarde is die goddelose 'n skaap in wolfsklere. Die goddelose doen hom voor as 'n gelowige, maar dit is net skynheiligheid. Net om bepaalde voordele te verdien, is hy saam met die gelowige, maar sy hart is ver van God af. En dan leef die goddelose vir 'n kort tydjie hier op aarde. Hy leef op die grasvelde van God se algemene genade, waarin hy ook voorspoed belewe, want God laat ook reën oor die goddelose en oor die regverdige. Maar hulle herder bly die dood. Hy sal hulle lei na hulle tydelike, van hierdie tydelike weiveld na hulle weiveld. En waar is hulle weiveld? Die goddelose, sê Psalm 49, se weiveld is die doderyk, die graf, die heersersplek van die koning van die leuen, die herder van verskrikking. In die doderyk, daar is hulle weiveld. Die weiveld van die goddelose is niks, is uitsigloos. Daar is geen toekoms, geen verlossing nie. Jy sien dus wat Psalm 49 vir ons baie duidelik stel. Die herder van die goddelose, die dood, die kudde skyn heilig, die weiveld, die uiteinde is die doderyk. En juis om hierdie rede roep die psalmdigter na 'n verlosser. Hy sê in vers 16, maar God sal my lewe vrykoop uit die mag van die doderyk. Ja, hy sal my wegneem. Psalmdigter van Psalm 49 praat van God sal my lewe vrykoop uit die mag van die doderyk. Dit wil sê vir die gelowige kind van die Here, wat op die Here vertrou, is die doderyk nie sy uiteinde nie. En daarom roep Psalm 49 na 'n verlosser, na 'n ander herder. Hy roep hier in vers 16, 1983 vertaling sê, maar vir my sal God loskoop uit die mag van die dood, ek sal aan hom behoort. So op die 33-53 vertaling gebruik hierdie woord, in plaas van vrykoop, gebruik hierdie woord loskoop. En hierdie woord loskoop, God sal my loskoop, het 'n besondere betekenis. Loskoop beteken, daar moet 'n losprys betaal word. Ek moet losgekoop word van hierdie mag. En ek kan dit nie self doen nie. Iemand anders moet die losprys betaal. Ek kan nie die dood oorwin nie. Iemand moet dit in my plek doen. Ek moet ontslae raak van die herder van die dood. En nou is die evangelie juis, maar God het dit gedoen. En daarom kom ons in Johannes 10 vers 11 as Christus verklaar, ek is, God se uitspraak, ego eimi, ek is die goeie herder. Die goeie herder, sê Christus, lê sy lewe af vir die skape. Sy lewe, sy sterwe, sy versoening, was die losprys wat betaal is vir jou
Jy's losgekoop. En nou, dit bring ons by die tweede punt en sê, maar goed, as ek dan losgekoop is, wie is my herder? Hoe lyk hierdie kudde van die losgekooptes? En wat is die uiteindelike weiveld van die losgekoopte? Wie is die herder? Hierdie herder jag nie sy skape aan van agteraf nie, maar hy loop voor, soos die herders van ouds voorgeloop het. Hy loop voor sodat hy die gevare kan wegjaag en die skape hom gerus kan volg. Die skape ken hierdie herder. Hulle ken sy stem, want hulle lees van hom in die Bybel. Hoe meer jy jou Bybel lees, hoe meer luister en hoor jy die stem van die herder. Die herder het 'n naam. In die Ou Testament het al die offers heen gewys na hierdie herder wat moes kom. Immers die paaslam wat geslag is met voor die 10de plaag. Die dood van die eerstgeborenes van Egipte. Hierdie paaslam het heen gewys na die koms van die ware paaslam. Jy onthou hoe die bloed van die paaslam aan die deurkosyne van die Israeliete voorkom het dat die doodsengel die eerstgeborenes van die Israeliete sou tref en dan by die huis verbygegaan het. En so op hierdie manier moes die ware paaslam kom deur sy bloed om die losprys te betaal. Ons te red van die ewige dood. Dit was in die Ou Testament die Messias. Dit was die engel van die verbond wat aan vele aartsvaders verskyn het. Dit is die Messias wat Jesaja 53 van praat as hy teken die lam wat na die slagplek gelei word. En in Johannes 10 verklaar Christus nou, ek is die goeie herder, ek is die ware herder. Ek oorwin die dood. As hy daardie Sondagmôre, broer en suster, opstaan, na sy kruisiging, dan het hy dood oorwin. Dan het die herder die dood nie meer oor ons mag nie. Dan regeer hy nie meer oor ons nie. Want hierdie ware herder, wat die dood oorwin het, is die herder van sy kinders, sy skape. En wie is die skape? Ons. In die beeld, nie 'n wanordelike kudde nie, maar 'n kudde wat in absolute gehoorsaamheid die wil van die herder soek en die wil van die herder doen. Dis 'n kudde wat saam gevoeg is deur die Heilige Gees. Dis 'n kudde wat wit gewas is, skoon gewat is deur die bloed van die herder. Dit is 'n kudde wat gereinig is van alle sonde en alle verdorwenheid van die sonde. Dis 'n herder wat besef, dis 'n kudde wat besef, hulle moet saam die pad loop. Nie hulle eie pad nie, nie hulle eie weg volg nie, maar saam hande vat in hulle navolging van Jesus Christus, die ware herder. En die herder is Christus, die kudde is ons, gelowiges, uitverkorenes, die weiveld, hierdie kudde, se weiveld is tydelik hier op aarde. Ja, ons deel weiplek met die goddelose. Soms moet ons selfs met die goddelose saamwerk, nie op hulle verkeerde manier, maar ons is gedwing om ook saam te werk met die goddelose. Daar is soveel beelde wat die woord van God stel, dat hierdie weivelde van die aarde geen permanente weiveld is. Ja, dit moet ons sê, ons samewerking moet nooit wees dat ons onder dieselfde juk met die goddelose betrek. Maar ons is saam, ons deel saam hierdie weiplek hier op aarde. Want daar is 'n gevaar, ja. Die goddelose wil ons wys maak dat dit beter is by hulle. Die goddelose sê vir ons, kom,
Die gras is 'n bietjie groener aan hierdie kant. Klim oor die draad. Kom deel aan hierdie goddelose praktyke, want dis heerliker. Dit lyk soms groener. Dit lyk of alles reg is. En daarom kom die vraag by gelowiges. Daarom kom die vraag in die harte van kinders van die Here. Hoekom moet die gelowige, hoekom moet die kudde van Jesus Christus soms soveel verduur as hulle gaan kyk en dit lyk asof dit goed gaan, asof die groen gras ander kant beter is? Hoekom beleef ons trane? Hoekom beleef ons mislukkings? Hoekom droefheid? Hoekom eensaamheid? Hoekom is daar baie keer teleurstellings in ons lewe? Dan is die antwoord, kyk 'n bietjie waarheen is ons op pad. Kyk waar eindig die weiveld van die twee herders. Want ons herder, ons Here Jesus Christus, die lam van die Ou Testament en van Openbaring 4, lei ons na 'n volmaakte wêreld, volmaakte weiveld, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons word gelei na die fonteine van die lewende water, na die kristalhelder stroom wat vloei uit die troon van God, sê Openbaring. Hier is geen hitte, hier is geen trane, hier is geen droefheid, hier is geen honger, hier is geen dors nie. Hier is ook geen dood nie, want die dood se mag is finaal gebreek. Geliefdes, twee herders lei twee kuddes na twee weivelde. As die dood ons herder is, kom daar 'n oomblik dat ons Here Jesus Christus gaan kom. Nie as lam nie, maar as leeu, om die herder sy kudde, die dood en die doderyk, in die poel van vuur te werp, volgens Openbaring 20 vers 14. En dit is die troostelose einde van die goddelose. Dis uiteindelik hulle weiveld, die vuur wat ewig brand. Maar as die lam Christus die herder is, dan is ons nie bang nie. Ja, ons moet nog deur die doodsvallei gaan, maar die angel van die dood is weggeneem deur ons Here Jesus Christus. Die aardse dood het verander na 'n deurgang na die ewige lewe, na die ewige woninge by ons hemelse Vader, 'n ingang in die weivelde van die ewigheid. Hou dus goeie moed, kudde van ons Here. Hy lei jou. Hou goeie moed, al gaan dit soms swaar. Al sukkel jy ook selfs in jou ouderdom. Hou goeie moed. Jou herder roep jou en hy verklaar, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. En ek sal vir jou rus gee. Laat ons dan 'n biddende kudde wees. Laat ons bede die volgende wees, die van Psalm 119 wat ons gaan sing. Heer, ek is 'n skaap verlore, in die wildernis verdwaal. U my Heer en herder, bid ek, dat u my tog wil kom haal. Amen. Kom ons dank saam. Ons dank u, o Heer, ons God, vir die troos uit u woord. Heerlike, wonderlike evangelie. En dat ons juis in hierdie troos nie net kan lewe nie, maar ook kan sterf. Lei ons dan so. Vertroos en versterk ons wanneer ons soms dalk twyfel of die pad wat ons moet loop die regte pad is. Dra ons deur die genade om Christus wil. Amen.
Ons sing nou saam Psalm 119 vers 62 en 63. Help my Heer, ag, hoe verlang ek en hoe sug ek diep en swaar na die heil, heil beteken verlossing, wat U beloof het, na U kennis wonderklaar. Nou wonderklaar beteken besonder duidelik. Na U kennis wonderklaar, besonder duidelik. Laat my leef, o Heer, dan loof ek. Laat niks my die heil ontroof. Laat die oordeel my tot hulp wees. Laat my lewe om te loof. En dan die 63ste vers wat ek in die preek aangehaal het. Ontvang nou die seën van die Here en gaan ook hierdie week in met die seker wete dat die seën van die Here ook op u werk rus. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.